Goed mense, ek wil vandag met julle praat oor die salwing. Hoe om iemand te salf, wanneer om iemand te salf en hoekom om iemand te salf. Maar voor ek daar kom, moet ek julle vertel van die geesteswêreld. Want daar's 'n werklikheid in die geestesrealm wat baie meer werklik is as die fisies wat ons kan sien. Daar's baie meer as wat die oog kan sien. Ek wil julle graag noem die gemeente, want vandag is julle my gemeente, almal wat luister. So gemeente, voordat ons vandag praat oor die salwing en die salfolie, moet ons eers verstaan dat daar twee werklike wêrelde is wat leef. Die eerste is natuurlik die fisiese wêreld wat ek en jy ken, waarin ons leef. Dit is die wêreld waarin ons kan sien, hoor, proe, voel en ruik. En hierso sien ons geboue en ons sien motors en ons sien mense en ons sien geld en ons sien hoe mense siek raak, ons sien die omstandighede. Maar die Bybel leer vir ons dat daar baie meer in nog 'n wêreld bestaan, genaamd die geesteswêreld. 'n Wêreld wat ons nie met natuurlike oë kan sien nie, maar wat ons net so werklik kan ervaar as die stoel waarop ek en jy sit. Dis die onsigbare wêreld en dit is die ewige wêreld waarin ek en jy op die einde van die dag gaan opeindig. Die woord van die Here sê vir ons in 2 Korintiërs 4 vers 18 dat omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is die ewigheid. Jy sien, die wêreld sê vir ons, ek sal dit glo wanneer ek sien. En daar's baie mense wat dit vir jou vertel dat hulle moet eers sien. God sê vir jou, glo dit en dan sal jy dit sien. Jy sien, die grootste realiteit is nie die fisiese nie. Die grootste realiteit is die geestelike realm. Alles wat in die natuurlike gebeur, het dikwels sy oorsprong van die geestelike wêreld waar het begin het. Daar waar ons stryd nie teen mense is nie. Mense dink dat hulle grootste probleem vandag is geld, die ekonomie, of in hierdie land die regering, of die baas vir wie hulle werk, of daar's haakplekke in die familie. Maar die Bybel sê vir ons in Efesiërs 6 vers 12 dat want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Ja, daar is bose geeste in die lig, jy kan hulle nie sien nie. En ek dink jy moet eintlik ook maar bly wees, dat jy dit nie kan sien nie, want daar is 'n geestelike oorlog aan die gang vir my en jou siel. Maar soos daar 'n oorlog is daar engele en daar is ook demone. Daar is 'n koninkryk van God wat ek en jy op die eindig van die dag sal ervaar. En dan is daar nog 'n koninkryk, die koninkryk van die duisternis. En elke liewe mens leef onder die invloed van een van hierdie twee koninkryke. Jy sien, die Heilige Gees is nie in krag nie. Ek en jy moet vandag besef dat die Heilige Gees is 'n persoon. Die Heilige Gees is nie bloot 'n wolkie of 'n energie of net 'n gevoel nie. Die Heilige Gees is God. Hy praat, hy lei, hy waarsku, hy troos, hy leer en hy's altyd daar. Johannes 16 vers 13 sê die geskrewe woord van die Here vir ons, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want jy sien, daar is nie leuns in God nie. En die Heilige Gees is deel van die drie-enige God. Elke besluit wat ek en jy neem onder leiding van die Heilige Gees, is die ware, werklike besluit. Elke bediening, elke besigheid, elke huwelik, elke projek wat jy aanpak, elke aankoop wat jy doen in jou lewe, elke droom wat jy in die nag het,
word beïnvloed deur die Heilige Gees. Want wat deur die gees, deur die vlees begin word, eindig vir my en jou altyd in 'n frustrasie, maar wat deur die gees begin, eindig in 'n oorwinning. Prys die Here daarvoor. Baie mense leef asof die geesteswêreld glad nie bestaan nie. En ons leef in 'n tyd waar mense net glo wat hulle wetenskaplik kan bewys. As hulle dit nie kan meet nie, glo hulle dit nie. Want hulle dink in materie. As 'n ding nie materie is nie, kan hulle dit nie glo nie. Maar dink hier aan gou-gou. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Kan jy liefde sien? Nee. Kan jy vrede sien? Nee. Kan jy gedagtes van iemand sien? Nee. Jy kan nie geloof sien nie. Tog weet ons dat dit bestaan. Nou vriende, net so bestaan die geesteswêreld. Jy sien nie in wind nie, maar jy sien die effek daarvan, die blare beweeg, en die takke van die bome beweeg, die stoffies waai op, so daar is iets wat dit beweeg, en dis die wind. Jy weet nie van waar af hy kom nie, en waartoe hy gaan nie, maar hy's daar. Jy sien die effek. Jy sien die Heilige Gees, nie met jou fisiese oë nie, maar jy sien die werking van die Heilige Gees, net soos Elisa se dienskneg. Toe hulle in 'n skermutseling betrokke geraak het, en die vyand het hulle omsingel in hierdie stad, en Elisa se dienskneg het baie paniekbevange begin raak, want hy kon net die natuurlike sien, maar Elisa kon in die geestelike realm insien. En daar sê die woord van die Here vir ons in 2 Konings 6 vers 17, Here, open tog sy oë dat hy kan sien. Nou dit is my gebed vanaand vir my en vir elkeen van julle. Here, open tog ons oë dat hy kan sien. Want toe die Here sy oë oopmaak, toe sien hy die berg vol vurige perde en strydwaans rondom Elisa. En die engele was reeds daar. Die probleem was nie dat hulle afwesig was nie, glad nie. Die probleem was dat hierdie dienskneg van Elisa kon hulle net nie sien nie. So baie gelowiges leef vandag presies op daai selfde manier. God werk, engele dien, die Heilige Gees beweeg, maar hulle geestelike oë is gesluit. Jy sien, die Heilige Gees gee vir ons onderskeiding. Wanneer ons naby God leef, dan begin ons dinge anders te sien. Ons kan begin te onderskei wat van God af is en wat nie van God af is nie. Watter deure God vir jou oopmaak en watter deure ek en jy liewer moet vermy. Die geestelike mens kyk verder as hierdie natuurlike plek waarin ons nou is. Hy luister aandagtig na die stem van God. En ek bid vanaand dat ook julle hierdie ervaring sal beleef om God se stem duidelik te kan hoor. Waarom is dit belangrik om die geesteswêreld te verstaan? Wie kan vir my dit vertel? Jy sien, omdat die alles wat ons vandag gaan bespreek, gaan oor die salwing, salfolie en afsondering, en sy oorsprong begin by die geesteswêreld. Ek en jy sien 'n botteltjie met olie en dit is 'n fisiese ding. Maar die werking, die salwing daarvan is geestelik. Die handeling wat ek en jy uitvoer om daardie olie op iemand se kop te smeer of wat jy ook al waar jy smeer, dis 'n natuurlike handeling, maar die betekenis daarvan is soveel meer, dis bonatuurlik. My en jou gebed wanneer ons bid is hoorbaar. Ons kan mekaar se stemme hoor as ons in 'n gemeente opset is en ons bid hardop, dan hoor jy mekaar, maar die werking daarvan, daardie gebed, vind plaas in die geestesrealm, glad nie met die menslike se oog wat jy kan sien nie. Daarom moet ek en jy verstaan,
Ons dien nie 'n God wat beperk is tot hierdie natuurlike wêreld nie. Nee. Ons dien 'n skepper van hemel en aarde. Die God van die sigbare en 'n God van die onsigbare. En nou bring dit my oor na die preek wat ek eintlik vanaand vir julle wil bring, en dit is die salwing. Jy sien gemeente, ons verstaan nou dat daar 'n geestelike wêreld bestaan, en dat die Heilige Gees werklik is, en dat God deur geestelike beginsels werk. Dan kan ons nou vir mekaar die vraag vra, wat is salwing? Waarom gebruik God salwing? Wanneer moet iemand gesalf word, en deur wie moet so 'n persoon gesalf word? En wat is die ware betekenis van salfolie in die koninkryk van God? Kom ons ondersoek bietjie die woord van God saam. Amen. As ons kyk vandag, dan sien ek almal salf vir almal, en party van hulle salf, maar hulle het nie eers 'n cooking clue waaroor die salwing gaan nie. So wanneer moet ek gesalf word? Heavens Embassy Ministries is 'n vennoot van Kingdom Vision internasionale netwerk, wat die TV-kanaal het waarop julle my nou sien, en die radiostasie en die koerantjie en so, en dis alles fisies. Maar die werke wat ons doen, se gewig word ervaar in die bonatuurlike. So die onderwerp van salwing is een van die mees misverstaande onderwerpe in die kerk vandag. Baie mense glo dat die olie self het krag, en dit is nie waar nie. Die Bybel leer ons dat die krag nie in die olie lê nie, maar in God wat deur geloof en deur gehoorsaamheid werk. My vraag aan jou is jy gehoorsaam aan God se stem? Kan jy God se stem hoor? Jy sien, salwing is 'n Bybelse beginsel wat gebruik word om iets of iemand af te sonder vir 'n doel van God se diens. Want salwing is eintlik afsondering. In 1 Johannes 2 vers 20 sê die woord van die Here, en julle het die salwing van die Heilige Gees, en julle weet alles. So ek vra weer, wat is salwing? Wat beteken dit? Die woord, net die woordjie salf, beteken om af te sonder, om iemand of iets toe te wy, om te heilig, om vir 'n spesiale doel aan God toe te wy. In die Ou Testament is konings en priesters en profete gesalf. En 'n voorbeeld daarvan wat ons aan kan dink is Dawid. Samuel het vir Dawid met die olie gesalf, en die gees van die Here het oor hom gekom. Ons lees dit in 1 Samuel 16 vers 13. Ons lees ook van Aaron. Hy is ingelyf en gesalf as 'n hoë priester, Eksodus 29 vers 7. 'n ander voorbeeldjie is Elisa. Elisa is as 'n profeet aangestel in 1 Konings 19 vers 16. So, wanneer moet iemand gesalf word? My antwoord daarop is, wanneer iemand vir die bediening afgesonder word. Het sy dit vir 'n predikant of 'n pastoor is, vir 'n ouderling, as 'n diaken, as 'n evangelis, as 'n sendingwerker, of as 'n profeet, soos ons nou net gehoor het daarso, dat Elisa is as 'n profeet aangestel en gesalf. So jy moet gesalf word om as 'n profeet te kan optree. Handelinge 13 vers 2 tot 3 sê die gemeente het Paulus en Barnabas afgesonder en hande op hulle gelê. So daar is hulle deur die gemeente afgesonder, hande opgelê en gesalf. Die ander rede wanneer iemand gesalf kan word is, die Bybel praat van wanneer iemand siek is. Ons lees in Jakobus 5 vers 14, dat die woord van die Here sê, as daar iemand siek is onder julle, laat die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. So jy sien, jy kan ook 'n siek mens
salf. Hierdie olie is wel nie die geneesheer nie, maar God genees. Die olie is net 'n geloofsaksie. So wanneer iemand aan God gewy word, dan salf ek mense soos wanneer ons kindertjies inseën. Let wel, 'n kind kan nie gedoop word nie, want hy kan nie 'n konsensieuse besluit maak nie, maar hy kan ingeseën word. En dit is wanneer ek kinders dan seën. En ek salf hulle. Net so ook met 'n nuwe bediening. As daar nuwe pastore is, of nuwe sendingsprojekte waar mense uitgestuur word, dan ons kan vir hulle salf. Byvoorbeeld, geestelike oorlogvoering. Ja, die geestesrealm het ons net oor gepraat, dis baie werklik so, daar is 'n geestelike oorlogsvoering. Sommige gelowiges gebruik hierdie olie as 'n simboliese handeling wanneer hulle bid vir beskerming. So dan vat ons die olie en ons salf ons huise, die deurposte en die vensters en selfs die hoeke van jou erf. Jy kan jou voertuie salf vir beskerming, jy kan besighede salf, jy kan die grond wat jy besit, kan jy salf vir beskerming in die geestesrealm. Die belangrike punt wat ons wel moet onthou, dat dit is nie die olie wat beskerm nie, maar dit is God wat beskerm. So wie mag iemand salf? As ons dan nou so left, right en center mekaar begin salf, baie keer weet mense nie, soos ek sê, waaroor die salwing gaan nie, en dit is waaroor hierdie boodskap vanaand gaan. Die Bybel wys vir ons dat salwing gewoonlik gedoen word deur geestelike leiers, soos profete en priesters en ouderlinge en apostels en ook pastore. Maar in die werklikheid is daar geen skrif wat verbied dat enige gelowige vir sy eie huis of sy eie familie kan bid en dat die olie kan gebruik om sy gesin te salf. Die belangrikste persoon wat salf is die ware salwer en dit is die Heilige Gees. 2 Korintiërs 1 vers 21 sê die Here vir ons, maar hy wat aan ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God. God is die een wat uiteindelik salf. Jy is net 'n instrument in sy hand. So kom ons kyk bietjie, hoe word iemand gesalf? Ek sien salfolie word sommer partykeer nou op die mense se koppe uitgegooi. En ons verstaan dat skape in die Bybelse tyd is met olie op die koppe uitgegooi om te keer dat die vlee hulle nie irriteer nie en die steekgoed hulle nie steek en so aan nie. Maar ons hoef nie nou meer 'n hele pot salf of 'n bottel salfolie uit te gooi op iemand se kop nie. Ons moet gewoonlik gaan en dan bid ons eers. Gaan sonder jou af en bid. En dan plaas jy 'n klein botteltjie, 'n bietjie olie op die voorkop van 'n persoon. En dan bid jy in die naam van Jesus Christus vir hierdie persoon en jy vra vir God se seën, sy beskerming of sy genesing om deur hierdie olie te werk. En jy hoef nie eers die olie te gebruik nie. Dit is net 'n simbool. Die hoeveelheid olie maak geen regtig verskil nie. Moenie dink as jy meer olie in sy kop gaan gooi, dat jy 'n groter salwing ontvang nie. Dit is die geloof in Christus wat 'n verskil maak. Nou, kan ek my huis salf, soos ek vroeër gesê het? Ja. Baie Christene doen dit as 'n simboliese daad van geloof en jy kan. Gaan salf jou deurposte, sonder jouself eers af en bid tot die Here toe, en dan salf jy die deurposte, selfs elke vertrek, die ingang, die vensterrame of vensters, en jy dra die huis op aan God. En dan kan jy in hierdie aksie kan jy 'n gebed gee. Ek gaan jou 'n voorbeeld gee van so 'n gebedjie. Here Jesus,
Ek wy hierdie eis aan u toe. Laat u vrede, u beskerming en u teenwoordigheid hier kom woon in die naam van Jesus Christus. Amen. Jy hoef nie 'n uur lang te staan en bid nie. Jy wil net God se seën hê en salwing hê op dit wat jy doen. Ek het vroeër gepraat, kan jy 'n voertuig salf? Ja. Nie omdat die olie ongelukkig sal voorkom nie, maar omdat jy jou voertuig aan God opdra vir sy beskerming en jy bid dan daaroor daai voertuig. Kan ek die grond of geboue of besighede self? Beslis ja. Want wanneer jy dit doen, dan is dit 'n aksie wat jy dit toewy aan God. Jy bid vir God en jy vra vir hom sy seën, jy vra vir God se beskerming oor daardie voertuig, oor daardie grond, daai geboue en selfs oor jou besigheid. Jy vra vir beskerming en dan gebruik jy die olie bloot as simbolies. Ek en jy is mos vleeslike mense op hierdie stadium en ons wil dinge sien gebeur. So die olie is daar as 'n fisiese simboliek van wat in die geestesrealm gebruik. Nou wat verteenwoordig die salfolie? In die Bybel simboliseer olie die Heilige Gees. Ons lees dit in Jesaja 61 vers 1. Die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het. Psalm 45 vers 7. God het my gesalf met vreugdesolie. Dan kan jy genesing ontvang. Markus 6 vers 13, die disippels het baie siekes met geloof gesalf. Jy kan iemand toewy om iets aan God af te sonder, dan is daar goddelike gesag. Konings is gesalfd omdat hulle regeer het. Nou wat het die heilige salfolie in die Bybel te doen met ons, of wat was die heilige salfolie? Nou God het wel vir ons 'n spesiale resep daar aan Moses gegee, as jy gaan lees in die Ou Testament, in Exodus 30 vers 22 tot 25, dan gee hy vir jou al die bestanddele, dis mirre en kaneel en kalmoes, kasia, olyfolie. En hierdie olie was uiterlik of uitsluitlik vir die tabernakel en vir die priesters bedoel. Maar God het verbied dat mense hierdie spesifieke mengsel vir gewone gebruik maak in daardie jare. Maar vandag kan ons eie salfolie maak. Ja, jy kan. En jy hoef nie eers daai spesiale formule vir Christene te volg vandag nie. Die meeste mense wat vandag se dae olie het, is gewone suiwer olyfolie wat hulle oorbid. Sommige voeg 'n bietjie geursel by, soos mirre en wierook en 'n bietjie kaneel en sulke goedjies om dit te laat lekker ruik, maar dit is nie noodsaaklik nie. Die krag lê mos nie in die bestanddele nie, ek en jy het mos nou gehoor. Nou as jy my vra, JT, waar kry ons salfolie? Jy kan of dit self maak, of jy kan na Christelike boekwinkels toe gaan, of na kerkwinkels, of selfs aanlyn. Maar self gemaak met olyfolie, geen probleem nie, net so goed. Baie predikante bid eenvoudig oor gewone olyfolie, voor hulle dit gebruik, en dan, sien daar, jy sien, daai krag, lê mos nie in die olie self nie, nee. Die Bybel leer nêrens vir ons dat olie self enige bonatuurlike krag bevat nie. Die krag kom van God die Vader af, van Jesus Christus, van die Heilige Gees af, en dan natuurlik deur jou geloof en deur jou gebed. Nou wat is die grootste salwing? Grootste salwing is nie die olie wat op jou voorkop kom nie. Die grootste salwing wat jy kan kry, is hierdie inwonende Heilige Gees binne in jou. Dis waarmee jy gesalf word. En dit is waar die krag vandaan kom. Romeine 8 vers 9 sê die Here vir ons, as iemand die Gees van Christus nie het nie, dan behoort hy nie aan hom nie.
Wat is jou gevolgtrekking daarop? Wanneer moet iemand gesalf word? Wanneer hy afgesonder word vir God en vir diens vir God. Hy moet ook gesalf word wanneer daar gebid word vir hom vir genesing. Wanneer jy iemand toegewy word, soos babas toegewy word aan God, dan word hulle gesalf. En wanneer gelowiges in geloof God se beskerming en seën vra, dan is dit die tyd wat hulle gesalf moet word. En dan kan hulle gesalf word deur geestelinge, leiers, soos ouderlinge en pastore, en selfs ander gelowiges, wat in geloof tot God kan intree. Maar uiteindelik, vriende, is dit God wat self die salwing doen deur die Heilige Gees. Hoe moet jy gesalf word? Deur te bid, deur te glo, en deur te vra in die naam van Jesus Christus. En dan laastes, maar nie minste nie, onder leiding van die Heilige Gees. Net so 'n sleutelgedagtetjie. Olie is die simbool, die Heilige Gees is die werklikheid, en Jesus Christus is die een wat gesalf is. God alleen gee die ware salwing. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur die Gees, sê die Here van die leerskare vir ons daar in Sagaria 4 vers 6. Amen. Amen. Vriende, dit was my boodskap vir jou vandag gewees. Dit was lekker om saam met julle te kuier. Mag die Here julle ryklik seën. Kom ons sluit die oë en ons buig die hoofde. Ons almagtige hemelse Vader, so baie dankie dat ek vandag hierdie woord kon bring wat van U afkom. Mag die Heilige Gees elkeen lei, mag hulle geestelike ore en oë oopgaan sodat hulle U eerstens kan ervaar. Laat hulle kan intree in diens, dat hulle mekaar kan salf deur geloof in U en nie geloof in olie of aan enige wêreldse of aardse praktyke nie. Wees so met elkeen van ons in hierdie week wat voorlê. Mag U hulle ryklik seën in die naam van Jesus Christus vra ons dit. Amen en amen. Baie dankie.